Babatjie, kyk gou hierso. Kom, hallo. Hoe gaan dit met jou? En nou gaan ons net 'n bietjie skrif deel hier met mekaar, maar ek wil vir jou sê, jy wat nie Bybel lees, jy wat bekeer is, maar jy lees die Bybel nie. Kan ek vir jou vandag wys hoe lyk jy? Ek wil jou fisies vandag wys hoe lyk jy? En ek beskuldig nou so 'n bietjie, wat Bybel afskeep, wat God se woord afskeep, wat worship afskeep, wat jou kerk toe gaan afskeep, wat nie jou tiendes gee nie. Kom ek gaan wys jou hoe lyk jy. Ek volg my net so 'n bietjie. Kom ons kyk hier by die kot. Kom ons begin hierso. Baba, ek het hier kry eers. Babatjie, ek het hier 'n bottel nie, maar ek kan so 'n bietjie drink baba. Ek gaan nou vir die baba oopmaak. Ja, sy slaat hom so op sy boutjies, rustig vir baba. Maar baba gedra hom nie, en daarom moet baba tydkeer so 'n bietjie, verstaan? Net gelooi word. Baba, jy verstaan jy? Tydkeer moet baba net bykom. Nee, moenie julle kinders slaan nie, hoor? Maar ek gaan nou baba, gedra vir jou doek is weer nat. Nee, dis verkeerd. Dis 'n babatjie. Ons moet die babatjie optel en ons moet die babatjie leer van die evangelie. Kom ons kyk gou of hy nat of droog is. Okay, kom ons los daar. Okay, kom ons gaan nie. Babatjie, draai so om. My jene is ons melenaar babatjie. Drink so bietjie. Drink. Wag, kom net eers. Babatjie, kyk gou hierso. Kom. Hallo. Hoe gaan dit met jou? Hallo babatjie. Okay, babatjie. Okay, babatjie, drink. Bly stil. Drink. Jy weet, baie keer ons bestoor ook net. Drink, gaan aan. Maar weet ons moet ook by die hand vat en so 'n bietjie lei. So, ons moet nie 'n baba bly nie. So daarom maak die kot vir hulle oop tyd daar. Sê vir hulle kom, ons gaan nou uitklim. Kom babatjie. Kom help my gou. Ouderlinge van die gemeente, die diakens, kom vat vir baba. Kom, schat hom nou. Kom nou. Kom, tel vir my vir baba op. Tel hom uit. Tel vir baba op. Tel hom op. Babatjie op. Okay, bring vir baba. Sit hom nou neer. Sê, baba, gee 'n trekkie. Baba, gee 'n trekkie. As hy babatjie, jy moet meer melkies vanoggend drink. En 'n bietjie pampoentjies ook inneem. Pampoen, hoor? En kyk jy, nee, baba. Okay, jy moet pampoen ook inneem. Okay, sal baba van nou af hom gedra? Ja! Sien, okay, dis nou daai tantrum gooi in die kerk. Maar okay, baba, jy's nou 'n volwasse man, jy het lekker gegroei. Okay, nou kom sit met jou Bybel. Kom ons gaan. Nou ja, mag die voorstellingkie van ons melenaar, wat nou regtig nogal, hy sê, hy vat altyd 'n matras saam mee, hy pas op 'n kussentjie in. Mag dit nogal, ek moet sê, hy het baie mooi gespeel. Baba, kom sit by pa. Okay, nou kom ons gaan nou 'n bietjie woord deel. En ek is seker, ek gaan met die mic rondloop. As ek altyd sê, kom ons deel skrif. Dis soos iemand verjaar. Kom 4 uur oor vir 'n birthday party. Ons sny die koek. Ons deel met mekaar. Ons maak grappies. Ons stig mekaar. Ons gaan nou weg en almal lag lekker. Is dieselfde met die woord. Ons gaan nou deel met mekaar. Elkeen gaan 'n skrifgie kry. En ek gaan na mense toe loop nou en jy gaan jou skrif gee. En daar is niks beter as skrif nie. Hy is soos 'n tweesnydende swaard, hy sny tussen marg en been. Hy is soos 'n hamer wat rots vermorsel. Hy is soos 'n vuur wat verteer. Matteus 4 vers 4 sê, jy kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord dat uit die mond van God kom. Dis kragtig. Ons gaan nou mekaar stig, want 'n ou lees daar, dan val dit in jou siel en jou gees. Maar dit gaan ook vir jou by die huis inval. Okay, met hand opsteek as jy iets het. Ons gaan nou nie Psalm 119 nou deurlees nie. Verstaan? Ons gaan nou 1 of 2 skriffies en jy kan ietsie sê ook as jy wil. Okay, ek sien Andres is daar. Andres. Okay, ons gaan Engels, Afrikaans en alles lees. Okay, lees vir ons. Psalms 39 verse 7. Where do I put my hope? My only hope is in the Lord. Luister nie Andres, nee, hoor gou mooi. Moenie 'n politieke party probeer adverteer nie. Hoop. Dis toevallig. Ja, nee, ek weet. Jou hoop is in God. Jou hoop is in the Lord. Mense, hoor gou mooi, dis nie in daai groente wat ek verkoop en dan my karpaaiement betaal. Nee, ek moet dit doen, ek moet werk, ek moet salaris kry.
Maar ek sit nie my hoop daar nie, ek sit my hoop in God, en hy doen vir ons 'n wonderwerk, en hy gaan jou help. Maar jy moet jou mond oop en jy moet deur jou huis loop. Ek sit my hoop in God, ek sit my hoop in God, ek glo in God. Begin spreek dit. Kom ons kyk 'n bietjie hierso. Kom ons gaan hier na toe. Lekker skrif. Wag, laat ek net hier langs jou plekkie neem. Lees vir ons, Jason. Okay, is Job 4 vers 3. Kyk, jy het baie mense teruggewys en slap hande versterk. Dit beteken wat ek opgeneem het, dat ons wat in die evangelie is, uitgaan en die mense wat swak is, wat nie kos het nie, wat nie sukkel om hulle self te help, dat ons daar is om hulle hande te gaan versterk en ander mense wat hulle seer gemaak het, weg te wys en yes. Dis uitstekend. Hoe versterk jy iemand? Met die woord van God, met jou getuienis. Ons gaan vanmiddag nie 'n preek gaan lewer, ons gaan getuienisse lewer. Jy versterk iemand daardeur. Ons ry gisteraand en op 'n verlate pad hier voor Koinas, 60 km of wat, laai ons 'n man op. Wat ek nie weet, sal hy lift gekry het nie, maar hy sê, toe hy inklim, my vrou het gebid, ek kom nou van Joburg af, dat ek lift kry. En vanaand by die huis aankom. Maar hoor gou mooi, hulle dink nog hulle evangeliseer hom. Toe versterk hy ons met woord. Dit is, jy hoor wanneer dit deurkom. Volgende, lekker. Assy. Ek wil net hier lees, Psalm 78. My volk, luister na my onderrig. Neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom. As jy wil weet wat se plan God vir jou het, sit in die woord, luister met hom, praat met hom, en hy deel met jou die geheimenisse, en hy wys vir jou die pad vorentoe. Mense, ek het hierdie swart boeke wat jy in Pep Stores koop en in OK koop en in Checkers koop. Ek hou van daai swart boeke. Ek maak hom oop, dan hou ek vergadering met God. Hoor gou mooi, jy het verskillende gebede by die Here. Jy bid vir die hoëgeplaases, dan is dit weer dat jy bid vir jouself, worship. Maar ek noem dit vergaderinggebed. Dan bid ek nou oor School of Fire oor alles. Dan slaan ek dit oop. Dan skryf ek neer notules. En dan praat ek met God. Hoor gou met jou. Ken hom in al jou weë. En hy maak jou paaie gelyk. Daar agter is iemand. Yes, hier goed. I'm reading John 8:32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. So what I got from that is, we mustn't lie to people. For God said we will have eternal life if we talk the truth. Yes! Next. Okay, Filippense 2 vers 3. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Enige komment? Nee, wat ek dink dit is so gepas vir ons nou is ons, jy weet, ek vat nou maar sommer net as hulle die week gevolg het waar ons is, waar ons opstaan vir mense wat honger is. My vraag is jy kan nou of beklei teen ons, want ons kry so baie aanvalle, en my vraag is, tree jy op, omdat jy dink, jy ag jouself dalk hoor as iemand anders, ag jy jouself hoor, jou kind moet nie honger hê nie, maar iemand anders se kind kan maar honger hê, of is jy soos Jesus, wat eerder gesê het, weet jy wat, ek het die toe, kom ons hardloop, kom ons gaan kyk of ons hulle kan help. Weet die wiel kan draai, eendag kan dit jy wees. So ja, dit is my baie mooi skrifgie vir waar ons nou doenig is. Alright, I'm reading Proverbs verse 12 to 15, Proverbs 2. Wisdom will save you from the ways of wicked men, from men whose words are perverse, who have left the straight paths to walk in dark ways, who delight in doing wrong and rejoice in the perverseness of evil, whose paths are crooked and who are devious in their ways. Soos op die oomblik, 'n mens mag dalk dink 'n man is ryk, hy het baie geld, hy smokkel met diamante, alles so aan, maar op die einde van die dag, almal wie daai maklike paadjie geloop het, is almal nou in die moeilikheid. So die woord leer ons om die regte ding te volg, en dit is baie maklik om die verkeerde manier te volg, want dit lyk lekker, maar solank jy jou paadjie met die Here reg het, dink ek hy sal jou op die regte pad lei.